Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Dis donderdag, kan julle glo? Die Here was vir ons goed, hy het ons deur die nag bewaar en vanmôre het ons al die redes in die wêreld om alle dankbaarheid teenoor hom te beheer. Mag julle vanmôre gevul wees met sy goedheid en sy liefde en sy vrede en mag julle die dag aanpak in die krag van die Heilige Gees, dieselfde krag wat aan die werk was toe God vir Christus uit die dood opgewek het, is daar dieselfde krag wat vandag ook in jou en in my lewe aan die werk is. Ek wil vanmôre graag vir julle Lukas 7 lees, 'n enkele vers in vers 50. Dit gaan oor die vrou wat by die Fariseer se huis opdaag, waar Jesus hulle besig is om te eet, en dan lees jy sy stap nader na hom toe, en dan breek sy 'n klein albaste flessie met reukolie in, en dan laat val sy hierdie reukolie op Jesus se voete. En dan het sy nie 'n handdoek nie, sy buig neer en dan droog sy hare met haar, sy droog sy voete met haar hare af en dan hoor jy so hoe die Fariseer so by homself mompel en wonder, nou maar hoe kan hierdie ding gebeur, weet Jesus nie wie sy is nie, en dan vertel Jesus vir hom hierdie kort gelykenis van twee mense wat in die skuld was by 'n skieter, en hy het vir hulle albei hierdie skuld afgeskryf. Die een het 50 geskuld en die ander het 500 geskuld, en dan vra Jesus vir vir Simon, wie dink jy was die dankbaarste gewees? En dan antwoord Simon nogal tereg en sê die een wat die meeste geskuld het. En dan sien ons dat Jesus nie hierdie vrou op die grond los nie. Hy uitdraai na haar toe. En dan lees 'n ou daar in vers 50. En Jesus sê toe vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Weet julle, as ek vanmôre hierdie verhaal weer lees, ek het dit so rukkie terug met die Bybelstudies gedeel. Laat dit my so dink aan wie is die mense in jou en in my lewe wat ons baie van hou? Is dit die mense wat uit magsposisies en uit krag teenoor jou leef? Of is dit mense wat hulle weerloosheid en hulle gebrokenheid al met jou gedeel het? Die mense wat bereid was om hulle swakhede, hulle vrese, hulle eie broosheid met jou te deel. Nou, ek dink julle sal weet dat jy moeilik lief is vir mense wat vir jou bang maak. Vir mense wat altyd, sê maar in hakies, perfek is. En hulle wat altyd op jou of ander mense net neersien. Nee, ek dink eerder ons voel 'n verbintenis met mense by wie ons veilig voel en by wie ons geborge is. Mense wat jou gelykes is. By hulle wat saam met jou op die vloer van jou hart gaan sit en vir jou sê, hoor, hier is my hand. Ek verstaan, want ek was ook daar, en ek deel in jou swakheid, ek deel in jou broosheid, want ek is ook maar net 'n mens. Ja, julle, Jesus se reis op hierdie aarde word juis geken deur daai weerloosheid. Hy het 'n arm man bestaan geleef, hy het gekies om eenvoudige mense sy vriende te noem, hy was deur die wêreld verwerp, hy was deur die gesiene Fariseërs uitgekruit, en uiteindelik het hy ook gehang, totaal weerloos gebroke. Maar weet julle, Jesus het as 'n mens weerloosheid in sy mees intense vorm ervaar. Hy weet hoe ek en jy baie keer in ons lewens voel. Hy weet waar ons partykeer is. En dis dan ook wanneer hy by jou kom sit. En dan kom sit hy daar in die moerasse van jou hart en hy kom sê vir jou, my liewe kind, gaan in vrede. Gaan in vrede. Vriende, ek en julle mag maar weerloos wees. Want God ken ons. Hy ken ons diep, intens en opreg. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O Here Jesus, daar is vanmôre eintlik maar net een gebed. En dit is dat ek vir U so lief is. Dankie dat U my aanvaar met al my gebrokenheid. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle het 'n mooi en 'n wonderlike en 'n geseënde dag. Môre praat ons verder.
Totsiens.